Goeiemôre en baie welkom. Ek lees graag vir julle ons oggendgebed. As jy wil, kan jy jou oë toemaak en sommer net die woorde ontvang. God van hierdie nuwe jaar, God van ons aaneenlopende stories. Ons bid vir hulle wat intree in hierdie jaar met angstigheid, met moegheid en met hartseer. Ons bid vir onsself. En ons bid dat dit 'n jaar sal wees van restaurasie, van lewens wat gevul word met nuwe hoop, sodat in plaas daarvan om te bid vir iets om te eindig, ons opnuut sal ontdek die vrede en die vreugde om weer te begin. Aan die begin van ons saamwees steek ons hierdie kers aan as 'n stille herinnering, as 'n simbool dat die Here vanoggend hier is en dat God se Gees ons ontmoet daar waar ons vanoggend is. Welkom. Julle is braaf om in die hitte uit te kom. Ek wil net sê, daar is 'n aircon aan. As dit te koud raak, kan ek dit afsit. Ek weet nie of, want ek dink jy self in die wind, is dit ook, okay. So ons gaan hom aanlos. Welkom ook aan ons aanlyn gehoor. Ons begin vanoggend weer, en ek sê dit sommer aan die begin, want ek gaan vergeet daarvan. Ons begin vanoggend, en dan is ons weer vir die volgende 2 Sondae nie hier nie. Callie se laaste preek of sy afsluiting is volgende week. En die week daarna is dit Johan Visser, die nuwe predikant wat sy intree-preek lewer. So ons is dan toe. Maar die week daarna is ons weer bymekaar. Ek het vanoggend gedink aan iets wat die eerste gelowiges gereeld vir mekaar gesê het. Ons sê dit ook gereeld vir mekaar hier in die oggende. En dit is om te sê om nie die oomblikke van 'n mens se lewe te vinnig te wil omwens nie. Maar om daar waar jy is, of dit 'n goeie of 'n slegte plek is, 'n bietjie langer te bly. Want as jy lank genoeg stil staan en jy luister 'n bietjie langer, jy kyk 'n bietjie verder, ontdek jy dat die Here is ook hier in hierdie oomblik waar ek is. Vanoggend gaan ons vir 'n rukkie langer bly hier. En ons gaan mekaar die geleentheid gee om dalk terug te reflekteer oor die week wat was, of miskien vorentoe te kyk na wat gaan kom. Dalk het jy soos in hierdie gebed vanoggend met opgewondenheid oor hierdie nuwe jaar. Miskien is hierdie nuwe jaar, miskien het dit vir jou sleg begin. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem waar jy, as jy wil, jou oë kan toemaak en sommer net so in die stilte bewus kan word van jou storie. En dat die Here vir jou volgens sê, ek is waar jy is. En miskien wil jy dan 'n gebedskers kom aansteek hier voor of langs die kant, dalk vir jouself of miskien vir iemand wat in jou gedagtes is. En as ons so in die stilte gaan sit, weet dat ons mekaar hier ontvang. Miskien ken ons nie almal mekaar nie, dis ook oké, maar so in die stilte wil ons mekaar sê, ek ontvang jou en jou storie.
Ek wil graag vir julle volgende 'n teksgedeelte lees uit Lukas uit. En as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom om oop te maak by Lukas 4 van vers 14 af. Anders kan julle sommer net saam luister en ek sal vir julle voorlees. Van Lukas 4. En Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het die hele omgewing versprei. En hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. En hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatsdag na die sinagoge toe gegaan. En toe hy opstaan en hy die skrif voorlees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, en omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. En hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. En toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Lukas vertel hierdie storie waar Jesus net nadat hy gedoop is en versoek is in die woestyn, gaan hy terug na die dorp waar hy groot geword het. En omdat die Sabbat was en ook omdat sy gewoonte was, is hy na die sinagoge toe en die storie vertel oor hoe hy op 'n stadium tussen almal wat daar gesit het hy opgestaan. En hy het iets gelees uit die profeet uit, 'n teks uit Jesaja. En Lukas vertel dan, Jesus het die boek toegemaak en hy het gaan sit, en al die oë van die mense wat in die sinagoge was op hom gewees. Op 'n gewone oggend in die sinagoge gebruik Jesus die oomblik om vir mense te sê wie hy is en wat hy kom doen het. En wat nog vir my betekenisvol was uit hierdie storie is dat Jesus kies om 'n ou bekende teks te gebruik om vir mense te sê wie hy is. Woorde, 'n teks wat vir hulle wat in die sinagoge gesit het, bekend was. Hulle het groot geword met hierdie woorde van Jesaja. Dit was 'n ryk stuk gewees, was baie betekenisvol gewees. En van alles wat Jesus kon doen, hy kon gekies het om 'n lang toespraak te lewer of om 'n preek te gee, maar Jesus vat 'n ou antieke boek en hy maak ou woorde sy eie woorde. As hy dan vir mense sê, God het vir my gestuur om vir mense te kom vrymaak en om genade vir mense te kom uitdeel. En wat hy dan vir hulle sê is, hierdie genadejaar waarvan julle al gehoor het vandat julle klein was en julle oupas en julle oumas gehoor het soos hulle groot geword het, hierdie genadejaar
is nou hier. Dis nou, is vandag. Hierdie woorde is lewend en dit haal asem, dit staan voor julle. En in 'n gewone oggend in die sinagoge, tussen mense wat kom luister het en iets kom saam lees het, gebeur daar iets. Lig breek deur. In 'n gewone oggend raak 'n heilige dag. En as jy die storie gaan aanlees, daar wil jy iewers in die week die storie gaan aanlees en sien wat gebeur. Die mense ontvang nie die woorde baie goed nie. Inteendeel, hulle is eintlik baie ontsteld met Jesus. Hulle is eintlik woedend vir hom. Later in die storie dan lees jy hoe hulle hom eintlik uit die dorp wil jaag vir dit wat hy gesê het nou hierso. En hulle is kwaad vir hom, nie oor die woorde nie. Woorde het hulle geken. Hulle het groot geword met die woorde van Jesaja. Hulle was gewoon daaraan gewees. Die rede hoekom ek dink hulle kwaad geraak het, is dat Jesus het vir hulle gesê, hierdie woorde wat julle van kleins af geleer het, is iets vir een dag, is nou waar vir vandag. Dis goeie nuus vir vandag. En dis nie net goeie nuus vir julle nie. Nie net vir die Jode nie. Dis goeie nuus nou vir almal. En ewe skielik in daai oomblik raak hierdie woorde wat hulle van vroeg af gedink het, is eksklusief vir hulle bedoel. Raak dit nou woorde wat alle mense kan vrymaak. En dit het hulle ontstel. En wat Jesus dan later in die teks vir hulle sê is, dit wat ek vir julle nou vertel het, dat armes en blindes, gevangenes gaan vrykom, dit gaan vandag gebeur. Als gaan vandag verander. En niks meer gaan wees soos wat dit was nie. En miskien beteken dit dat julle ook moet verander. Dat daar iets ook in julle gaan moet skuif. So dit is 'n storie oor mense wat bymekaar kom een oggend in die sinagoge en saam lees en saam luister. En dan eindig die storie met 'n uitnodiging. Uitnodiging om die heiligheid van 'n gewone dag te ontvang. Dis asof Jesus sê, as jy wil soek vir die lig van God, wat hulle kom doen het in die sinagoge, as jy wil soek vir die lig van God, en of dit is in 'n teks, en of dit is in die bymekaar kom van mense, oomblik as jy begin soek vir dit, dan word elke dag 'n seën en 'n geskenk. En as jy die storie lees, dan wat met my gebeur het, dit klink goed. Dit is nie altyd maklik om dit te ontvang nie. Wat met my nogal gebeur het, is die storie het my herinner, dat nou en dan is ek huiwerig om die heiligheid van elke dag te sien of te ontvang. Omdat ons daar is so vol en besig. Het is amper asof daar die tyd is om die heiligheid van die dag te sien, of om die geskenk wat 'n dag is te ontvang nie. En ek dink, miskien is dit so, en dalk het jy baie van julle ook die ervaring gehad, dat miskien is dit so dat omdat die afgelope 2 jaar het gevoel asof ons lewens op ys geplaas word. Asof alles die afgelope 2 jaar op 'n uitstel is. So asof die dae waarin ons elke dag leef nie die regte lewe is nie. Die regte lewe gaan weer terugkom as die pandemie verby is. Of die regte lewe gaan weer terugkom as ons nie meer maskers hoef te dra nie. Die regte lewe gaan gebeur as ek weer 'n greep op my lewe kan kry. As dinge weer kan wees soos wat dit was, as ons ekonomie, as ons omgewing, dan kan ons weer terugkeer na die regte lewe. Intussentyd plaas ons lewe op ys.
En ek dink, as twee goed wat met my gebeur het in hierdie storie. Die een ding is, om vir myself te vra, wat is dit wat vir my dit moeilik maak, om God se lig, of om hierdie oomblikke van heiligheid, in my gewone dag tot dag raak te sien. Wat maak dit vir my moeilik? Ek het nie antwoord nie, maar ek lê die vraag tussen ons. En die tweede ding wat my gebeur het in hierdie storie, is dalk meer 'n ontdekking. En dit is, dalk is ek meer soos die mense in die sinagoge as wat ek dink ek is. Wat bang is vir verandering. Wat gewoond was aan hoe dinge nog altyd was. En ewe skielik is daar iemand wat hier tussen hulle opstaan en sê, dit gebeur vandag, goed gaan vandag verander. En dit sluit nie net meer julle in nie, dit sluit nou almal in. Miskien is ons meer bang vir verandering as wat ons sal erken. Want ek dink diep in ons wil ons graag verandering beheer. Ek wil 'n greep hê op die verandering wat wel plaasvind. En dat somtyds is die manier hoe Jesus gepraat het, die manier hoe Jesus liefhet, die manier hoe Jesus oor grense gaan, is amper half te veel om te ontvang. En dan kies ons, wat ek so sê, dan kies ek, om nie te sien nie. Om nie daai oomblik in 'n dag, wat heilig is, en nuut is, om dit te erken of te sien nie, want dit vra miskien te veel van my, en ek weet nie wat om daarmee te maak nie. In hierdie seisoen van Epifanie, in die kerkjaar, het ons 'n paar weke gelede begin met Epifanie, en dit hardloop nog vir die volgende paar weke, en in hierdie seisoen van Epifanie, is dit 'n ou gebruik in die kerk, waar gelowiges uitgenooi word, om oor en oor en oor te soek, in die dag, vir tekens, vir oomblikke van openbaring, oomblikke van God se lig, wat deurbreek in jou lewe, en waar jy vir 'n oomblik kan sê, nou sien ek anderste. Nou luister ek 'n bietjie langer. Ons word uitgenooi om in hierdie tyd te soek daarvoor. En gelowiges, daar is 'n ou sêding in die kerk, dat in hierdie tyd word jy gevra om twee goed te doen. Jy word gevra om aan die een kant vas te hou, aan kronos, soos die antieke mense in die Griekse taal gesê het, kronos tyd, dis lineêre tyd, gewone tyd, wat ons nou hier het tussen ons, en gaan hê as ons uitgaan, kronos tyd, maar aan die ander kant moet jy ook vashou aan kairos tyd, het die Grieke van gepraat, en kairos tyd, is daai oomblikke van heiligheid, daai oomblikke wat jou asem wegvat, daai oomblik wat jy besef, nou verstaan ek anders. Oomblikke waar die lig van God deurbreek. En ons word gevra in hierdie tyd om albei vas te hou. My dag is vol. Ek het tyd vir niks en niemand. Maar God se lig breek nog steeds deur, en as ek lank genoeg stil staan, miskien sien ek dit. Miskien hoor ek dit, miskien ervaar ek dit. So mag jy vertrou dat in die gewone dag tot dag, dat God se nou, God se vandag, is vol potensiaal en vol lewe. En mag jy dan Jesus se uitnodiging neem en ontdek
Ons word ook gevra om uit ons selle, wat ook al die tronksel mag wees, ons word ook uitgenooi om uit daai selle uit te stap en te sien. Miskien is dit wat ons moet sien, die genadejaar van die Here wat voor ons staan met oop arms en sê, waar jy ook al gaan, is ek by jou. Ons gaan vanoggend die nagmaalteken saam gebruik. En as jy volgende behoefte het, dan nooi ons jou uit. En ons is vanoggend nie 'n te groot groep nie, so ek wil vra dat ons dit as groepe miskien saam doen. Dat ons hier kom staan om die kers, en dan sal ek vir die tekens gee. En as jy vanoggend die wyn proe en die brood eet, herinner jouself aan dit, aan die woorde wat Jesus vir hulle gesê het op 'n plaasstadium. Elke keer as jy brood eet en wyn drink, weet ek is by jou. Weet ek is by jou in jou woelige, vol, lineêre kronos tyd. Weet ek is by jou en die lig breek in oomblikke deur in jou lewe. En dan kan jy weet, ek is by jou. In daai oomblik raak brood meer as net brood en wyn meer as wyn. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so stil sit in ons by ons gedagtes, en as jy volgende behoefte het om die tekens te kom ontvang, wil ek jou nooi om hier voor te kom staan, miskien soms so van hier af, en dan daai groep daarso. Mag jy in hierdie jaar, laat ek eers sê, as ek so voorbarig kan wees om te sê die jaar, mag jy in hierdie jaar langer stil staan, meer luister, langer kyk, en diep bewus word dat die lig van God skyn oral in. Maar die Here is by ons elke dag. Somtyds voel God ver, maar weet God is naby. En dat God vir ons elke dag neem daar waar ons moet wees. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek om te sê, ons glo God is hier. Aan die einde blaas ons hierdie kers uit, want ons weet dat die Here gaan saam met ons. En dat die duisternis nooit hierdie lig kan uitdoof nie. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, en waar ook al jy gaan, by jou bly. Amen. Mag dit vir jou 'n mooi week wees, 'n goeie week en 'n gesonde week.